Goeiemôre. Baie hartlik welkom aan elkeen van u wat inskakel by ons erediens vanmôre of die wat inluister. Ons trek vandag in ons reeks oor die Onse Vader gebed by die tweede bede. Laat u koninkryk kom. En ek sal vir ons heelwat vandag lees uit gedeeltes uit die Bybel uit en ook uit ons belydenisskrifte uit om vir ons konteks te gee rondom hierdie bede en ook die belydenis wat ons in ons gebed doen. Ek lees vir ons vanmôre voordat ons in die erediens tree uit Daniël 1 vers 1 tot en met vers 21, en ek sal uit die 1983 vertaling vir ons lees. In die 3de regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, het koning Nebukadneser van Babel teen Jerusalem opgetrek en dit beleer. Die Here het vir koning Jojakim oorgegee in Nebukadneser se mag, en ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap, en hy het dit na Sinar, na die tempel van sy God toegevat, en daar het hy dit in die voorraadkamer van die tempel van sy God gebere. Die koning het vir Aspenas, sy hoofpaleisbeampte beveel om uit die Israeliete jong manne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag en uit die geslag van die vername mense. Die jong manne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeërs se skrif en taal. Die koning het bepaal dat hulle 'n daaglikse porsie van sy kos en wyn moet ontvang en dat hulle 3 jaar lank opgelei moet word. Daarna moet hulle in die diens van die koning tree. Onder hierdie Judeërs was Daniël, Hananja, Misael en Asaria, maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee. Daniël is Belsasar genoem, Hananja, Sadrag, Misael, Mesach en Asaria, Abednego. Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie, en hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. God het die hoofpaleisbeampte gunstig en simpatiek gestem teenoor Daniël, maar hy het vir Daniël gesê, ek is bang vir die koning. Hy het bepaal wat julle moet eet en drink, en as hy sien julle voorkoms is nie so goed soos die van die ander jong manne van julle ouderdom nie, is ek oor julle in die moeilikheid by hom. Toe sê Daniël vir die amptenaar wat deur die hoofpaleisbeampte aangestel is om toesig te hou oor Daniël, Hananja, Misael en Asaria, maak asseblief 10 dae lank 'n proefneming met ons en laat hulle vir ons net groente gee om te eet en water om te drink. Vergelyk dan ons voorkoms met die van die jong manne wat van die koning se kos eet en handel dan met ons na bevind van sake. Die amptenaar het toe hulle versoek toegestaan en 10 dae lank 'n proefneming met hulle gemaak. Na 10 dae het hulle mooier en gesonder daaruit gesien as die jong manne wat van die koning se kos geëet het. Toe het die amptenaar die koning se kos en wyn vergoed van hulle af weggehou en vir hulle net groente gegee. God het aan hierdie 4 jong manne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is en ook wysheid. Daniël kon enige gesig of droom uitlê. Op die tyd wat koning Nebukadneser bepaal het dat die jong manne voor hom gebring word, het die hoofpaleisbeampte dit gedoen. Die koning het met hulle gepraat en hy het onder almal niemand gevind soos Daniël, Hananja, Misael en Asaria nie. Toe het hulle in diens van die koning getree. In enige saak wat wysheid en insig vereis het en waaroor die koning hulle uitgevra het, was hulle 10 maal beter as al die towenaars en voorspellers in die hele koninkryk. Daniël het in diens van die paleis gebly tot die 1ste regeringsjaar van koning Kores. Geliefdes, met hierdie fokus vandag op die koninkryk van God, kom ons tree dan in ons erediens deur eerstens te verklaar, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het en getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, kom ons bid saam om die seën van die Here. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons bid vandag in hierdie dag, in hierdie tyd en omstandighede, vir u genade, vir u barmhartigheid, en u vrede, en vir die liefde van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van u Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord dan op die seën van die Here. Ons doen dit hierdie woorde van Psalm 146. Ons sing saam vers 1 en vers 8, en nadat ons dit gesing het, sal ons ook saam ons geloof bely.
Geliefdes, wanneer ons nou saam ons geloof bely, dan kyk ons meer in diepte na wat ons gewoonlik eerstens bely. Gewoonlik sê ons, volgens die 12 artikels van die apostoliese geloofsbelijdenis, ek glo in God, die Vader, die skepper van hemel en aarde. En as ons in besonder dan kyk, hoe ons dit ook verder bely in die Nederlands geloofsbelijdenis, in artikel 12, dan bely ons verder oor hoe God alle dinge geskep het, en veral die engele die volgende. Ons glo dat die Vader, toe hy dit goed gedink het, deur sy woord, dit wil sê deur sy seun, die hemel en die aarde en alle skepsels uit niks uit geskep het. Hy het aan elke skepsel 'n eie wese, gestalte, voorkoms en onderskeie take gegee om sy skepper te dien. Hy onderhou en regeer hulle almal nou nog deur sy ewige voorsienigheid en oneindige krag om die mens te dien, sodat die mens sy God kan dien. En hy het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te dien. Sommige van die engele het uit hulle verhewendheid waarin God hulle geskep het in die ewige verderf geval, maar die ander het deur die genade van God in hulle oorspronklike toestand volhard en staande gebly. Die duiwels en bose geeste het so ontaard dat hulle vyande van God is, sowel as van alles wat goed is. Soos moordenaars loer hulle op die kerk, ook op elke lidmaat, om dit met alle mag in die verderf te stort en om alles deur hulle bedreery te verwoes. Daarom staan hulle deur hulle eie boosheid veroordeel tot die ewige verdoemenis en verwag hulle daagliks hulle verskriklike pyniging. Daarom verfoei ons ook die dwaling van die Sadduseërs, wat ontken dat daar geeste en engele is. Ook verwerp ons die dwalinge van die Manigeërs, wat sê dat die duiwels hulle oorsprong uit hulle self het, en reeds van nature sleg was, en nie sleg geword het nie. Ons fokus daarom baie meer intens op ons Vader, in die Onse Vader gebed, en ons hoor dit ook hoe ons het bely, en wat hy alles geskep het, dat hy alles wat daar is geskep het, en selfs ook die geeste en die engele geskep het, en dat sommige van hulle boos geword het, uit hulle eie toedoen uit. En daarom, geliefdes, wanneer ons vanmôre na die wet van die Here kyk, dan fokus ons steeds op ons Vader, en ons lees vanmôre die wet van die Here, soos dit vir ons verduidelik word, in Sondag 34 van die Heidelbergse Katekismus. En ons fokus in besonder op die eerste gebod. Dit hou direk verband met die eerste 3 bedes ook van ons Onse Vader gebed. Om te bid, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, en laat u wil geskied, is direk verwant aan die feit dat daar net een God is, en dat ons geen ander gode naas hom mag hê nie. Dit is wat die eerste gebod is. God wat sê, jy mag naas my geen ander gode hê nie. En dan bely ons in die katekismus, as ons vra, wat gebied God in die eerste gebod, die volgende. En nou in gedagte, gebied beteken nie dieselfde as verbied nie. Verbied beteken, jy mag nie dit en dit en dit doen nie, maar gebied beteken, jy moet die volgende doen. En daarop bely ons, ek moet terwille van my sieleheil en saligheid, alle afgoderry, towery, waarsêery, bygeloof, aanroeping van heiliges of ander skepsels vir my en daarvan wegvlug. Ek moet die enige ware God reg leer ken, hom alleen vertrou, my slegs aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp en van hom alleen alle goeie dinge verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê, vrees en eer. Sodoende sien ek eerder af van alle skepsels as om in die minste teen sy wil te handel. Geliefdes, kom ons antwoord dan op die wet van die Here. Ons sing vanuit verootmoediging skrifpryming 9:3, vers 1 en vers 2, waarin ons bely dat ons lief is vir die Here en dat ons eintlik skuldig staan as ons voor sy wet staan, maar dat ons dankbaar is dat hy vir ons ook verlossing gegee het. Nadat ons gesing het die woorde van skrifpryming 9:3, sal ons ook saam bid.
Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Ja, Vader, laat U koninkryk onstuitbaar deurbreek op hierdie aarde. Laat U koninklike heerskappy erken word in elke sfeer van hierdie wêreld. Ja, Here, werk so met U Gees in ons elkeen, dat ons besef, U is ons een enkele ware koning. Vader, wanneer ons voor U staan en besef dat U die skepper is van alle dinge, dat U ons koning, ons heerser is, kan ons tog nie anders as om in nederigheid te besef wie ons is nie. Ons kan nie anders as om te besef hoe skuldig ons is, wanneer ons elke keer aan U wet, aan U standaarde meet nie. En daarom bid ons altyd, Here, vergeef ons skulde. Leer ons om ook die te vergewe wat teen ons oortree het. Reken ons dit nie meer toe nie, maar sien ons skoon gewas in die bloed van ons Here Jesus Christus. En daarom, Vader, kan ons met dankbare harte altyd deur U lof besing, U naam heilig en prys en bid dat U koninkryk mag kom en U wil geskied, want ons weet U doen dit. Ons weet U het ons vrygekoop deur U Seun, ons Here Jesus Christus. Juist sodat ons tot U mag nader, sodat ons Gees saam met U Gees kan uitroep, Abba, ons Vader. Ja, Vader, seën ons in hierdie samekoms. Seën die verkondiging van die woord. Seën die bediening in hierdie gemeente, Here, maar ook in U hele koninkryk op aarde. Ja, Vader, in U hele koninkryk. Mag U koninklike heerskappy orals erken word en onstuitbaar deurbreek. Daarom bid ons, Vader, ook in hierdie moeilike tye vir uitkoms. Uitkoms van vrees, uitkoms van siekte. Ja, Here, hierdie virus veroorsaak soveel hartseer en pyn in hierdie wêreld. Dit dwing as te ware die mense op hulle knieë. Maar Here, wanneer ons op ons knieë is, mag ons tog maar net opkyk na U. Bid tot U vir uitkoms. Soos wat ons ook in die woord sal leer, hoe Daniël dit gedoen het toe hy die dood in die oë gestaar het. Mag ons altyd na U toe draai vir alles wat ons nodig het. Vir die genade wat U ons vrylik aanbied. En ja, Here, mag U naam daarvoor geheilig word. Dit bid ons, Vader, nie ter wille van onsself nie, maar ter wille van U, sodat U alle eer daarvoor kan ontvang. En daarom bid ons dit deur die Seun, ons Koning en ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, in ons fokus op die tweede bede van die Onse Vader gebed, sal ons vanmôre saam lees uit Daniël 2. Ons gaan die hele hoofstuk lees, en saam met Daniël 2 gaan ons ook Matteus 16 lees, verse 13 tot en met verse 20. Dit is Petrus se belydenis wanneer die Here Jesus vir sy disippels vra, maar wie se julle is ek? En saam met hierdie skrifgedeelte sal ons ook kyk hoe ons dit in die katekismus in Sondag 48 bely, presies wat ons glo beteken laat U koninkryk kom. Daniël 2 vanaf vers 1. In die tweede regeringsjaar van koning Nebukadneser het hy 'n droom gehad wat hom so ontstel het dat hy nie kon slaap nie. Toe het hy die towenaars, die voorspellers, die goolaars en die sterrekykers laat roep om sy droom vir hom uit te lê. Hulle het toe voor die koning kom staan en hy het vir hulle gesê, ek is ontsteld oor 'n droom wat ek gehad het en ek wil weet wat die droom beteken. Die sterrekykers het die koning in Aramees geantwoord. Nou, vir interessantheid, ons het in die vorige hoofstuk gelees dat die jong manne die taal en die skrif van die Galdeërs moes geleer het. Dit is Aramees, dit is die taal wat hulle gepraat het. Hierdie sterrekykers antwoord toe die koning in Aramees en sê, mag die koning baie lank lewe. Vertel ons die droom, dan sal ons dit vir u uitlê. Die koning sê toe vir die sterrekykers, ek het klaar besluit.
As julle my nie die droom en sy uitleg kan gee nie, sal julle aan stukke gekap word, en sal van julle huise puinhope gemaak word. Maar as julle die droom en sy uitleg gee, sal julle baie geskenke en groot eer van my ontvang. Gee my dus die droom en sy uitleg. Hulle sê toe weer vir die koning, U Majesteit, moet die droom tog vir ons vertel, dan sal ons dit uitlê. Toe sê die koning, ek weet goed, julle wil net tyd wen, omdat julle sien dat ek klaar besluit, dat as julle die droom nie uitlê nie, daar vir julle net een straf voorlê. Daarom het julle afgespreek om vir my 'n klomp leuns te vertel, totdat die omstandighede mag verander. Vertel my die droom, dat ek kan weet of julle sy uitleg kan gee. Die sterrekykers het die koning geantwoord, daar is geen mens op aarde, wat aan u eis kan voldoen nie. Geen koning, hoe groot of magtig hy ook mag wees, het dan ook al so iets van enige towenaar, voorspeller of sterrekyker verwag nie. Wat u vra is te moeilik. Daar is niemand wat dit vir u kan doen nie, behalwe die gode, en hulle woon nie onder die mense nie. Toe het die koning woedend geword, en opdrag gegee om al die koninklike raadgewers van Babel om die lewe te bring. Daar is toe 'n proklamasie uitgevaardig, dat die koninklike raadgewers doodgemaak moet word. Ook Daniel en sy vriende is gesoek om doodgemaak te word. Daniel het 'n versigtig navraag gedoen by Arjok, die hoof van die koning se leiwag, wat op pad was om die koninklike raadgewers dood te maak. Hy het vir Arjok, die offisier van die koning, gevra waarom die proklamasie van die koning so genadeloos is, en Arjok het dit vir hom verduidelik. Daniel het na die koning toe gegaan en uitstel gevra om die uitleg aan die koning te kan gee. Daarna is Daniel huis toe en hy het vir sy vriende, Hananja, Misael en Asaria vertel wat aan die gang is en hulle gevra om die God van die hemel om genade te smeek oor die geheim van die droom, sodat Daniel en sy vriende nie saam met die ander koninklike raadgewers doodgemaak sou word nie. Toe is die geheim aan Daniel geopenbaar in 'n nagtelike visioen en Daniel het die God van die hemel geprys. Daniel het gesê, en geliefdes, luister mooi na hierdie gebed, hoe Daniel begin bid. Hy sê, mag die naam van God altyd geprys word. Hy aan wie die wysheid en die mag behoort. Hy wat tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel, wat aan die wyse manne die wysheid gee en die verstand aan die wat insig het, wat ondeurgrondelike en verborgde dinge openbaar en wat weet wat in die duisternis is. By hom is die lig. Ek loof en prys u, God van my voorvaders, omdat u aan my wysheid en mag gegee het. U het aan my bekend gemaak wat ons van u gevra het. U het aan ons bekend gemaak wat om aan die koning te sê. Toe is Daniel na Arjok toe, vir wie die koning beveel het om die koninklike raadgewers dood te maak, en hy het vir hom gesê, moenie die koninklike raadgewers doodmaak nie, vat my na die koning toe en ek sal sy droom vir hom uitlê. Arjok het toe dadelik vir Daniel na die koning toe gevat en gesê, ek het iemand onder die Judeese ballinge gekry wat die droom vir die koning kan uitlê. Die koning het toe vir Daniel, wat Belsassar genoem is, gevra, kan jy vir my sê wat die droom is, wat ek gehad het en wat sy uitleg is? Daniel het die koning geantwoord, die raadgewers, die voorspellers, die towenaars en die sterrekykers is nie in staat om die droom waaroor u navraag doen, vir u te vertel nie. Maar daar is 'n God in die hemel, wat geheime kan openbaar en wat aan u, koning Nebukadneser, wil bekend maak wat in die toekoms gaan gebeur. In u slaap het u 'n droom, 'n visioen gehad. Toe u gaan slaap het u gedink oor wat in die toekoms sal gebeur, en hy wat geheime kan openbaar, het aan u bekend gemaak wat gaan gebeur. Dit is nie omdat ek meer wysheid het as ander mense, dat hierdie geheim aan my geopenbaar is nie, maar omdat die uitleg aan u bekend moet word, sodat u 'n antwoord kan kry op die vraag waaroor u gedink het. U het 'n visioen gehad. Daar was 'n groot beeld. Dit was hoog en het baie geblink. Dit het voor u gestaan, iets skrikwekkends. Die beeld se kop was van goud, suiwer goud. Sy bors en sy arms van silwer, sy maag en sy heupe van brons, sy bene van yster en sy voete deels van yster en deels van klei. Toe u nog so kyk, breek daar 'n klip los, sonder dat 'n hand daaraan geraak het, en dit tref die beeld teen sy voete van yster en klei, en verpletter dit. Die yster, die klei
die brons, die silwer en die goud is alles fyn gestamp en het geword soos kaf op die dorsvloere wat in die oestyd deur die wind weggewaai word, sodat geen spoor daarvan oorgebly het nie. Die klip, waardeur die beeld getref is, het 'n groot rots geword en het die hele aarde bedek. Dit is die droom, en nou sal ek dit vir u uitlê. U is die groot koning. Die God van die hemel het aan u die heerskappy, die krag en die mag en die eer gegee. Hy het die hele bewoonde wêreld, die mense, die wilde diere en die voëls in u mag gegee en u die heerser oor hulle almal gemaak. U is die kop van goud. Na u sal 'n ander koninkryk na vore kom wat nie so belangrik is as die van u sal wees nie, en daarna 'n derde. Die een van brons wat oor die hele wêreld heerskappy sal voer. Die vierde koninkryk sal so sterk soos yster wees. Yster vergrys alles en stamp dit fyn. Soos yster wat alles vergrys, so sal die koninkryk die ander fyn stamp en vergrys. Die voete en tone, deels klei en deels yster wat u gesien het, wys op 'n koninkryk wat verdeeld sal wees. Dit sal iets van die sterkte van yster hê, want soos u gesien het, is daar yster tussen die klei. Die tone en voete, deels van yster en deels van klei, wys dat die koninkryk deels sterk, deels swak sal wees. Dat u gesien het, dat die yster met klei gemeng is, daar sal ondertrouerheid tussen die mense wees, maar hulle sal nie 'n eenheid word nie, net soos yster nie met klei meng nie. In die tyd van daardie konings, sal die God van die hemel 'n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie. Hierdie koninkryk sal nie deur 'n ander vervang word nie. Dit sal die ander koninkryk plattrap en vernietig, maar self sal dit vir altyd bestaan. En dat hy 'n klip uit 'n rots sien losbreek het, sonder dat 'n hand daaraan geraak het, en dat die yster, die brons, die klei, die silwer en die goud verpletter het. God wat magtig is, het aan u bekend gemaak wat in die toekoms gaan gebeur. Die droom is waar, en oor die uitleg is daar geen twyfel nie. Toe het die koning Nebukadneser diep voor Daniël gebuig en hom eer betoon en opdrag gegee dat daar 'n graanoffer en 'n wierookoffer aan hom geoffer moet word. Die koning het vir Daniël gesê: "Werklik, julle God is die grootste van alle gode. Hy heers oor die konings en hy openbaar geheime, want jy kon hierdie geheim bekend maak." Die koning het hoë eer aan Daniël betoon, vir hom baie en groot geskenke gegee en hom aangestel as goewerneur van die hele provinsie Babel en as hoof van al die koninklike raadgewers. Op versoek van Daniël het die koning vir Sadrag, Mesach en Abednego in beheer geplaas van die administrasie van die provinsie Babel. Maar Daniël self het in die paleis gebly. En geliefdes, saam met hierdie hoofstuk van Daniël, kyk ons dan vir perspektief op die koninkryk ook na Matteus 16. In Matteus 16, vers 13 tot 20 staan daar: Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra: "Wie sê die mense is die seun van die mens?" Hulle antwoord: "Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete." "Maar julle," het hy gevra, "wie sê julle is ek?" Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die seun van die lewende God." "Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona," het Jesus vir hom gesê, "want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly." Toe het Jesus sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Geliefdes, ons fokus in besonders op vers 44 van Daniël 2. In die tyd van daardie konings sal die God van die hemel 'n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie. Hierdie koninkryk sal nie deur 'n ander vervang word nie. Dit sal die ander koninkryke plattrap en vernietig, maar self sal dit vir altyd bly bestaan. En dat hy 'n klip uit 'n rots sien losbreek het sonder dat 'n hand daaraan geraak het, en dat die yster, die brons, die klei, die silwer en die goud verpletter het, God wat magtig is, het aan die bekend gemaak wat in die toekoms gaan gebeur.
En dan in Matteus 16 vers 18, Jesus wat vir Petrus antwoord en vir hom sê, ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En wanneer ons dan in besonders kyk na die tweede bede van die Onse Vader gebed, laat die koninkryk kom, dan bely ons in die katekismes dat dit beteken, regeer ons, Here, so deur u woord en gees, dat ons hoe langer hoe meer ons aan u onderwerp. Bewaar u kerk en laat dit groei. Vernietig die werke van die duiwel, elke mag wat teen u opstaan en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word, totdat die volkomendheid van u ryk kom, waarin u alles en almal sal wees. Geliefdes, ons het laas Sondag uit Psalm 115 gehoor hoe die Here ons leer dat sy naam in alles geheilig moet word. Het sy dit dan nou in tye van blydskap of in tye van nood is, begin ons op gebede altyd met die regte gesindheid teenoor hom. Ons begin altyd om sy naam te eer in alles wat ons doen. En ons lees dit ook hier in Daniël, wanneer Daniël gekonfronteer word met hierdie moeilike situasie en hy self dan in gebed voor die Here kniel en bid, mag die naam van God altyd geprys word. Hy aan wie die wysheid en die mag behoort. Hy wat tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel. En dit bring ons, geliefdes, op 'n baie logiese wyse tot by die tweede bede van ons Onse Vader gebed. Laat u koninkryk kom. Want as jy glo in jou Vader wat in die hemel is, en as jy bid tot hom met 'n opregte voorneme dat sy naam geheilig word, dan is dit tog vanselfsprekend dat hy die hoogste plek in jou lewe inneem. Die plek van die een ware koning. So wanneer jy bid, laat u koninkryk kom, dan is dit in 'n besef, in 'n erkenning dat hy die koning in jou lewe is. Want 'n koninkryk is tog nie sonder 'n koning nie. So deur te bid, laat die koninkryk kom, bid jy ook en jy bely en jy erken God se koninklike heerskappy in jou lewe. En waar daar 'n koning is daar natuurlik 'n ryk wat deur hom regeer word. Met ander woorde, 'n gebed wat lei, laat u koninkryk kom, is ook 'n gebed wat bely en vra, Here, ons bely, u is ons koning. Regeer ons as onderdane in u ryk. En as jy dit bid, dan moet jy ook baie beslis vir jouself vra, maar hoe regeer 'n koning sy koninkryk? En natuurlik, as ons na wêreldse koninkryke gaan kyk, dan gaan ons uiteenlopende antwoorde op hierdie vraag kry, want as ons maar eerlik gaan wees met onsself, dan is alle wêreldse konings nie ewe regverdig en ewe betroubaar nie. As mens maar net kyk na die voorbeeld van koning Nebukadneser, waarvan ons hier in die boek Daniël gelees het, dan is dit vir ons baie duidelik dat sommige konings soms 'n bietjie vreemde idees het. Hulle raak magsbehep. Hulle hanteer mense op ondenkbare wyses. So dit sal eintlik ook ondenkbaar wees van ons om ons koning, die Here, met enige menslike koning te beheer vergelyk. Want hy is nie soos hulle nie. Hy is regverdig. Hy is betroubaar. Maar tog kan 'n mens iets van God se handtekening sien en hoe selfs wêreldse koninkryke georganiseer word. Enige wêreldse koninkryk kan tog gemeet word aan hoe daardie koning sy ryk regeer. Daar is sekere kenmerke wat 'n mens in 'n koninkryk kan identifiseer. Byvoorbeeld, ons kan vir onsself vra, maar waaruit bestaan 'n koninkryk? Letterlik, waaruit bestaan 'n koninkryk? 'n Koninkryk moet tog 'n magsgebied hê. Dit is sekerlik die eerste ding wat jy nodig het om te kwalifiseer as 'n koninkryk, 'n area waaroor daardie koning sy mag en sy regering strek, en binne in daai area moet daar mense of onderdane wees waaroor hy sy gesag uitoefen. Met ander woorde, dit is 'n fisiese plek met grense, en mense kan ieder daarby ingesluit word of hulle kan daarby uitgesluit word. En binne in sy ryk, sy land, regeer daardie koning dan sy onderdane ook deur 'n vorm van wet en orde. Dit is 'n volgende kenmerk.
'n koning bepaal hoe dinge in sy koninkryk gedoen moet word, volgens sy wil. En hy bepaal dan ook natuurlik die straf vir die mense wat nie lewe volgens sy wette en volgens sy wil nie. En 'n koning laat gewoonlik sy wette opteken, sodat hy sy onderdane, sy mense, daardeur kan regeer op 'n ordelike wyse. Dan kyk maar, hoe maklik het 'n koning soos Nebukadneser 'n proklamasie uitgevaardig en al sy koninklike raadgewers tot dood veroordeel, omdat hulle nie in staat was om in die eerste plek sy droom vir hom te kan sê, of om dit vir hom te kan uitlê nie. Hy was baie duidelik 'n koning wat sy ryk met 'n ysterhand regeer het. Hy het nie vyande of mense wat onbekwaam was geduld in sy land nie, in sy koninkryk nie. Hy het selfs dikwels sy grondgebied beskerm en nog verder uitgebou deur vorm van oorloë. Dit is nog 'n volgende kenmerk van 'n koninkryk. Die wyse waarop 'n koning sy ryk beskerm en dit ook uitbou. Dit is hoe Daniël en sy vriende in die eerste plek in Babel beland het. Dit was deur middel van 'n oorlog. Toe koning Nebukadneser Jerusalem beleer het, letterlik oorlog gevoer het en hulle gevange geneem het en hulle weggevoer het na Babel toe. Nog 'n volgende kenmerk, wat ons ook hieruit kan aflei, is hoe 'n koning sy vyande vernietig. Hy duld nie vyande in sy ryk nie. Hy sal hulle bestry en hy sal hulle letterlik uitwis voor sy oë. Kyk maar hoe Nebukadneser selfs mense weggevoer uit hulle eie land toe, uit hulle eie land uit en na sy land toe gebring, sodat hy hulle letterlik kan assimileer, hulle kan deel maak van sy ryk, sodat daar nie enige potensiële vyande kan oorbly, wat eendag in opstand teen hom kan kom nie. Hy probeer as te ware om sy vyande van die gesig van die aarde af weg te vee. Nou, of Nebukadneser nou vir ons 'n goeie of 'n slegte voorbeeld van 'n koning is, maak nie saak nie. Ons kan tog baie duidelik uit sy optrede uit hierdie basiese afleidings maak van hoe 'n koninkryk funksioneer en hoe 'n koning sy koninkryk regeer. Maar geliefdes, ons is nie nou besig met 'n wêreldse koninkryk nie. As ons bid, laat u koninkryk kom, dan is ons baie doelbewus besig met ons Vader se koninkryk. Dis die Here, ons God, die skepper van hemel en aarde van wie se ryk ons nou praat. So as mens dink in terme van sy magsgebied, dan praat ons eintlik letterlik van alles wat bestaan. Daar's nog niks wat bestaan, wat nie deur hom geskep is nie. So, dit is vanselfsprekend dat alles aan hom behoort. Alles moet deel wees van sy koninkryk. Maar tog, net soos in wêreldse koninkryke, is daar vyande van God. Vyande wat in opstand kom, wat probeer om gedeeltes van sy ryk vir hulle self te wil neem. Hulle steur hulle nie aan sy wet en orde nie, hulle wil hulle eie ding doen, hulle wil hulle eie koning wees, hulle eie koninkrykies regeer, hulle eie magsgebiede hê. Dieselfde beginsel geld eintlik in God se koninkryk as wat ons in wêreldse koninkryke sien. Daar is 'n fisiese plek. Dit is die hemel en die aarde, die ganse skepping, en daar is ook onderdane. Dit is die mense, en as ons praat van God se koninkryk, dan praat ons ook van die geeste, en die ander skepsels, soos byvoorbeeld die engele wat hy geskep het. Dit is onderdane waaroor God sy mag uitoefen, oor wie hy regeer. En sommige van hierdie mense, van hierdie geeste en engele en magte, soos die Satan, is in opstand teen die een ware koning. Hulle wil hulle self nie aan sy regering onderwerp nie. Maar diegene wat hulle wel aan hom onderwerp, probeer tog om te lewe volgens sy wil en volgens sy wet en sy orde. Ons het gesê, wêreldse konings stel hulle woorde gewoonlik op skrif om as wet te dien en hulle onderdane daardeur te regeer. En ons koning doen dit ook nie anders nie. Hy het ook sy wil, sy wet vir ons opgeteken. Hy het ook sy woord vir ons op skrif gestel, sodat hy ons op 'n aktiewe manier daardeur kan regeer, en hy regeer ons deur sy woord, maar ook deur sy gees. Hy gee juis sy woord en sy gees vir jou, sodat jy hom kan leer ken. Sodat jy kan weet wat sy wil is, wat hy van jou verwag, hoe hy wil hê jy moet lewe, sodat jy 'n koninkryksburger kan wees wat gehoorsaam is in hierdie ryk,
maar ook sodat jy toegerus kan word as 'n soldaat in hierdie ryk van jou koning, sodat die koning ook deur jou sy ryk kan beskerm teen die aanslae van die bose magte binne en buite sy ryk. Toe Daniël bewus geword het van die krisis waarvoor hy en sy vriende gestaan het hy en sy vriende die God van die hemel om genade gesmeek, sodat hulle nie saam met al hierdie ander raadgewers om die lewe gebring moes word nie. Daniël het geweet dat daar net een antwoord op hierdie vraag is, dat daar net een manier is om hierdie krisis waarin hulle is aan te pak, want hy het die woord en die wet van sy ware koning, van die Here geken. Kyk maar in hoofstuk 1 hoe hy daardie situasie hanteer het, toe hy en sy vriende as jong manne na Babel toe weggevoer was en daar in die paleis van die koning moes gewoon het en eintlik geforseer was om van die koning se kos en wyn te drink. Hy wou dit nie gedoen het nie. En het nie gegaan daaroor dat hy 'n vegetariër was of dat hy hardkoppig was of slim probeer wees het nie. Nee, dit het gegaan oor sy kennis van die Here. Dit het gegaan daaroor dat hy weet wat sy ware koning se wil in sy wet is. Hy het die reinheidswette van die Ou Testament geken en hy het geweet dat die eet van sekere kosse hom onrein sal maak en dat hy dit nie mag doen nie. En daarom het hy homself voorgeneem om dit nie te doen nie, maar om getrou te bly aan sy een ware koning. Jy weet, Daniël was maar 'n tiener gewees toe hy na Babel toe weggevoer was. Hoeveel tieners ken u by die eerste 5 boeke van die Bybel uit hulle koppe uit kan opsê? Hoeveel, inteendeel, van ons kan net vandag se katekisasieles uit ons kop uit opsê? En ek sê dit nou regtig nie om snaaks te wees of om lelik te probeer wees nie, maar ek probeer juis hierdie punt maak. Dit was die gebruik gewees van die Jode, dat 'n seun teen die ouderdom van 12, as hy sy bar mitzvah doen, al die eerste 5 boeke van die Ou Testament moet kan opsê uit sy kop uit. Hy moet 'n kennis hê van wie sy koning en sy Here is. Dit is waar Daniël die nodige kennis vandaan gekry het, om te weet wat die Here se wil is. Dit is hoe hy geweet het hoe om op te tree in hierdie buitengewone omstandighede waarin hy gedompel was, ten spyte van sy jeug, van hoe jonk en hoe onervare hy was. Hy het geweet wie sy Here is. Hy het geweet wat sy ware koning se wil is en dat uitkoms uit enige situasie in sy hande is. En daarom bid hy tot die God van die hemel om genade en die Here het sy gebed verhoor. Hy openbaar aan Daniël die inhoud sowel as die betekenis van hierdie droom. Nie om aan Daniël enige vorm van aansien te gee nie sodat mense moet dink Daniël is nou iets besonders sodat hy dit kon doen nie, maar sodat Daniël en al daardie mense en selfs daardie wêreldse koning tot die besef kon kom en tot die belydenis kan kom dat daar net een ware God is, die skepper van hemel en aarde. Geliefdes, sonder om nou deur hierdie hele droom te werk en elke element daarvan te probeer verklaar, is dit tog vir ons in hierdie konteks baie duidelik dat God aan Daniël en aan koning Nebukadneser hier openbaar dat alle wêreldse koninkryke sal vergaan en dat God self 'n koninkryk sal vestig, sal oprig en laat groei wat nooit tot in ewigheid sal vergaan nie. Dit sal altyd bly bestaan. Lees gerus weer die woorde van vers 44. In die tyd van daardie konings sal die God van die hemel 'n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie. Hierdie koninkryk sal nie deur 'n ander vervang word nie. Dit sal die ander koninkryk plat trap en vernietig, maar self vir ewig bly bestaan. Ook ons koning sal sy vyande vernietig, presies soos hierdie profesie sê. Hoe? Net die volgende vers 45. En dat u 'n klip uit 'n rots sien losbreek het, sonder dat 'n hand daarin geraak het, en dit die yster, die brons, die klei, die silwer en die goud verpletter het. God wat magtig is, het aan u bekend gemaak wat in die toekoms gaan gebeur. Die droom is waar, en die uitleg daarvan, geen twyfel nie. 'n rots wat losbreek, sal die vyande verpletter, en daarop sal die ewige koninkryk gebou en gevestig word. En dit is presies hier
waar die woorde van Matteus 16, waar Petrus se belydenis ter sprake kom. In antwoord op Jesus se vraag oor wie die disippels dink hy is, het Petrus bely dat hy die Christus is. Letterlik, die verlosser, die een wat die slawebande sal vernietig, die seun van die lewende God. En hoor Jesus se woorde wanneer Petrus hierdie belydenis maak. Jesus sê vir hom, gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Petrus se naam kom uit die Griekse woord Petra. Dit beteken letterlik rots. Maar Jesus sê nie hier vir Petrus dat die kerk op hom gebou sal word nie. Nee, Jesus sê hier vir Petrus baie duidelik dat die kerk, dat hy self, sy kerk, sal bou op hierdie belydenis van die apostels en die profete. Dit, geliefdes, is hoekom ons as kerk belydenisskrifte het. Want daardeur sê ons baie konkreet presies wat dit is wat ons glo. Ons bely dat ons glo in 'n drie-enige, almagtige God, wat ons regeer deur sy woord en sy gees. Dit is hoekom Jesus vir Petrus sê, gelukkig is jy, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader, wat in die hemel is. Wat geliefdes, sonder die werking van die Heilige Gees sou Petrus nie hierdie belydenis kon gemaak het nie. Dit is die werking van die Gees in mense, wat die koninkryk van God 'n fisiese vergestalting gee in hierdie wêreld. Wat die koninkryk fisies na hierdie wêreld toe laat deurbreek. Dit is die Gees wat ons laat kerk wees in hierdie wêreld, wat saam met ons gees uitroep, Abba, Vader. Dis die Gees wat ons in staat stel om kerk letterlik te wees. En weer eens, ons kan dit nie te veel sê of oorbeklemtoon nie. Dit is maar alleen moontlik vir ons op grond van Jesus Christus se verdienste. Dit is die genade waarom Daniël gebid het. Die verlossing wat van God afkom, omdat ons en hy, wie Daniël is, dit nie self kon doen nie. Dis maar alleen God wat in sy seun Jesus Christus vir ons hierdie uitkoms kan gee. Die blote feit dat die Here Jesus ons leer om steeds te bid, laat u koninkryk kom, leer ons ook dat die koninkryk nog nie in volkomendheid gekom het nie. Anders, hoekom sou ons dit nog moes aanhou bid? Hoekom sou die Here ons geleer het om daarvoor te bid? Die Here Jesus leer tog gereeld in sy prediking aan die mense dat die koninkryk vir hulle naby gekom het. Hy is daar die klip wat van die rots losgebreek het sonder dat 'n hand dit aangeraak het. Met Jesus se koms het die koninkryk deurgebreek op die aarde. Letterlik die koninkryk van God, die koninkryk van die hemel wat definitief deurgebars het en deurgebreek het op die aarde. Onthou jy nog laasweek se prediking? Toe ons in Psalm 115 in vers 16 gelees het, die hemel is net vir die Here, maar die aarde het hy aan die mense gegee. Dit hou direk hiermee verband. Sy heerskappy, ons Vader se heerskappy in die hemel was nog altyd onbetwisbaar. Hy regeer. En met die koms van sy koninkryk na die aarde toe, sal sy heerskappy op die aarde ook onbetwisbaar wees. Die koninkryk van God beteken letterlik die heerskappy van God hier in ons lewens. En soos enige koning, eintlik meer nog as enige koning, duld hy nie vyande in sy ryk nie. Hy sal hulle vernietig. Hy sal hulle totaal uitwis en ontslaa raak van hulle in hierdie wêreld. En met Jesus Christus se kruisiging en sy dood en sy opstanding uit die dood en sy hemelvaart het hy hierdie oorwinning oor die sonde en die dood reeds behaal. Dis onbetwyfeld, reeds oorwin. Die koninkryk van God is met ander woorde reeds hier. Die koninkryk is hier op aarde. Julle wat deel is van die kerk van die Here, is reeds burgers van die koninkryk van God hier op aarde. Dit is wat die kerk is. Dit is die fisiese manifestering, die fisiese vergestalting van die koninkryk van God hier op aarde. En meer as burgers is ons soldate
wat toegerus word om te veg in hierdie koninkryk van die Here. En daarom, geliefdes, juis daarom, bid ons steeds soos die Here Jesus ons geleer het. Laat u koninkryk kom. Want as ons dit bid, geliefdes, dan bid ons, Here, u is ons koning. U is ons regeerder. Regeer ons deur u woord en gees. Ons wil aan u onderdanig wees. Beskerm ons, Here, bewaar ons teen die aanslag van die bose. Bewaar u kerk in hierdie wêreld en laat dit groei. Vernietig die werke van die duiwel en alle magte wat teen u in opstand kom. Laat u koninkryk in volkomendheid kom, sodat u alles in almal kan wees. Kom, Here Jesus, kom gou. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, laat u naam geheilig word. Vader, laat u koninkryk kom. Here, regeer ons in hierdie wêreld. U is ons koning en ons wil onderdanig wees aan u. Regeer ons so deur u woord en gees, dat u koninkryk onstuitbaar deurbreek tot die aarde. Here, beskerm ons. Bewaar ons teen die aanslag van die bose. Bewaar u kerk in hierdie wêreld en laat dit groei. Laat u kerk gebou word op die belydenis van u, ons drie enige almagtige God. Op die verlossing wat u seun, ons Here Jesus Christus, vir ons gebring het. Regeer ons deur u woord en gees. Rus ons toe en vernietig die werke van die duiwel en alle magte wat in opstand is teen u. Ja, Vader, laat u koninkryk in volkomendheid kom. Laat u alles in almal wees. Bring vir ons die finale en volkome uitkoms waarna ons so baie uitsien. Want Here, aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord op hierdie woord van die Here. En hoe kan ons anders antwoord as om ons geloof te bely? Ons sing die omdigting daarvan soos dit in Skrifbereiding 12:2 vir ons opgeteken is. Ons sing die eerste vers en die 5de vers en daarna luister ons na die seën van die Here as hy ons uitstuur om burgers in sy koninkryk te wees. Skrifbereiding 12:2 vers 1 en vers 5.
Geliefdes, gaan uit en lewe in hierdie wêreld as burgers van die Koninkryk van God, met die wete, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en julle vrede gee. Amen. Geliefdes, net enkele afkondigings vanmôre. Ons sê weer eens baie welkom aan almal wat saam ingekyk het of ingeluister het. En dan die belangrike inligting dat daar sal nog steeds vir die volgende 3 weke geen fisiese eredienste of kerklike aktiwiteite plaasvind nie as gevolg van die vreeslike toename in die COVID-infeksies in die laaste tyd. Maar ons is nog steeds hier om u by te staan as u enige dringende hulp nodig het. So kontak asseblief vir myself of die kerkkantoor as daar iets is waarmee ons u kan bystaan. Dan die kollektes vir vandag is die eerste kollekte vir die diakonie en die tweede kollekte vir die Dirk Posma skool. Dan sê ons ook baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar. Die name sal in die meelewing deurgegee word en dan ook baie spesiaal geluk aan diegene wat vandag verjaar. En dan sê ons baie sterkte aan almal wat op enige wyse beproef word of ontsteld is, die wat siek is, die wat dalk gehospitaliseer is of tuis aansterk na hospitalisering. En ons dink spesifiek in hierdie tyd aan almal wat geraak word deur COVID, almal wat siek geraak het nou al tot dusver, wat familie en geliefdes en vriende het wat siek is, die wat dalk al geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons bid julle regtig die vrede en die sterkte van die Here toe, dat die Here julle sal dra deur hierdie tyd, en daarom vra ons dat u almal saam sal aanhou bid, dat die Here vir ons 'n uitkoms sal gee uit hierdie moeilike situasie uit. Ons het vandag ook in die prediking geleer dat dit is tog maar ons enigste uitweg uit sulke moeilike en ongekende situasies. Ons dink ook in besonder aan die gesondheidswerkers wat werk in hierdie omstandighede en vir wie dit ook baie moeilik is om dit alles te kan hanteer, die druk wat hulle so geweldig ervaar. Dan die katkesasie, die belydeniskantkesante, julle sal gekontak word deur Dominee Tinus vir die reëlings vir julle katkesasie. Dan die graad 8 en 9's gaan steeds voort met hulle Zoom sessies op Sondagmiddag om 5:00. Die graad R tot 7 se kategete sal vir julle reëlings deurgee op die WhatsApp groepe. En ons vra regtig in hierdie tyd die ouers om asseblief moeite te doen, om saam met julle kinders deur hulle katkesasielesse te gaan, om seker te maak hulle kan die video's kyk, hulle verstaan die inhoud van wat aangaan. Soos ons weer eens vandag in die prediking geleer het, is dit regtig bitter belangrik, dat ons kinders leer van die Here, en dat hulle kan groei in vertroue en kennis van hom, sodat hulle selfs in hulle jong ouderdom kan weet hoe om op te tree in 'n wêreld waar daar soveel aanslag van die bose is. Vandag se les is dan les 14 en volgende week dan les 15. Daar sal ook in die volgende 3 weke steeds geen fisiese Bybelstudiegroepe wees wat bymekaar kom nie. En dan het ons as gemeente nou ingeskryf vir Glo Media TV. Daar's 'n wye reeks van video's daar beskikbaar vir oud en vir jonk. En as jy daarvoor wil inskryf, stuur asseblief 'n e-pos aan die Skriba. Sy e-posadres is ook in die meelewing, sodat hy vir jy meer inligting in verband daarmee kan deurgee. En dan vra ons vir alle lidmate wat dalk nog enige gemeente inligting van lidmate of enige persoonlike inligting het op harde kopieë, met papiere, dokumente wat by die huis is, wat nou verouderd is en wat jy nie meer gaan gebruik nie, om dit asseblief vir ons terug te bring kerk toe. Ons moet volgens wet, hierdie poppie wetgewing, daardie dokumente vernietig, en ons sal 'n instrument hê om dit te vernietig, en hier sal ook 'n houer wees wat gemerk is, waarin u die dokumentasie kan ingooi, sodat dit vernietig kan word. In die meelewing is daar dan die detail vir die skakels vir die poppie toestemmingsvorms, wat jy asseblief moet voltooi. Ons moet alle lidmate kry om hierdie vorms te voltooi voor die 30ste Junie. Selfs as u dalk al 'n harde kopie ingevul het, vra ons u steeds om ook die elektroniese een in te vul indien dit moontlik is. En as jy nie toegang het tot dit nie, kontak ons steeds sodat ons by u kan uitkom, dat ons vir u 'n harde kopie kan gee, sodat dit geteken kan word. En let asseblief op, daar is 2 verskillende skakels. Daar is een vir mense 18 jaar en ouer, volwassenes, en dan is daar ook 'n skakel vir minderjariges, wat deur die ouers ingevul moet word. Dis belangrik dat elke ouer vir sy kind ook so 'n vorm moet invul, anders kan ons nie met julle persoonlike besonderhede werk nie. Dit is die einde van hierdie maand, die 30ste Junie, die afsny datum vir wanneer al hierdie dinge afgehandel moet wees. En as jy enige hulp of raad hiermee nodig het,
kan jy die kerkkantoor of die ouderling of die diaken of selfs die wijksverteenwoordiger kontak, sodat hulle by jy kan uitkom en jy kan help om dit te voltooi. En dit is ons afkondigings vir vandag. Ons bid die sterkte toe vir die week, mag julle geseënd wees.